Toets, daar sê dankie Christo. En liefdes, ek het nogal gesoek na wat is 'n teksgedeelte wat alles vandag by mekaar gaan vat. Aan die een kant om elkeen van ons aan te spreek oor die manier wat ons dink en lewe, maar ook om dat te kan sê vir ons mense wat 'n uniform aantrek om ons te beskerm. En die teksgedeelte wat in my gedagtes opgekom het, was Spreuke 4 vers 23. Ek gaan hom in die 83 vertaling lees en dan ook die vers, spesifieke vers, net weer 'n keer in die 2020 vertaling vir julle lees. Maar kom ons vra dat die Here met ons elkeen sal praat vanoggend. Hemelse Vader, dankie dat ons nou 'n paar lofliedere tot U eer kon sing. Die mooiste loflied bly daai klank van 'n reën daar buite in die natuur. Wanneer die natuur uitjubel in jeug oor die versorging van die Here se hand. En Here, baie dankie dat ons as die kinders ook hier by mekaar is vanoggend. Dankie dat ons gesond genoeg kan wees om hier te kan wees. Dankie vir elkeen wat die behoefte gehad het om ten spyte van die reën saam met medegelowiges te kom aanbid. En ons vra dat U al die lof en die eer en die aanbidding van elkeen se hart sal ontvang. So wil ons vanoggend ook dink aan Ria en aan Annetjie, wat hierdie week hulle lewensmaats aan die dood afgestaan het. En ons bid dat U op 'n baie spesiale manier vandag by hulle sal wees. Hulle sal troos gee soos net U kan. En waar Annetjie baie siek in die hospitaal lê, bid ons dat U op 'n baie spesiale manier haar ook sal toevou in U genadige hande en vir haar sal dra. Elke wat siek is, hierdie week, Paul wat ingaan vir 'n operasie, van ons ander mense wat deur operasies is en tans herstel by die huis, bid ons elkeen daardie genesing, daardie krag wat nodig is, die geduld, om uiteindelik aan die kant gesond uit te stap. Ek bid vir elkeen van ons wat hier is vir vandag, mag ons sommer net U nabyheid, U teenwoordigheid beleef deur U woord. En deur die Gees wat met elkeen van ons wil praat. Seën ons gemeente, Here, sodat ons 'n seën kan wees vir ons gemeenskap tot eer van U naam. Amen. Ons gaan lees in Spreuke 4 vanaf vers 23 tot die einde van die hoofstuk, net in die 83 vertaling, en die woorde verskyn nie agter, en dan daarna net vers 23 weer in die 2020 vertaling. Wees veral versigtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leuns. Moenie mense mislei nie. Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. En dadelik kan jy hoor, dit gaan daaroor om 'n reguit pad in die lewe te stap. En dan die 2020 vertaling lig die Hebreë so bietjie beter uit as die 83 vertaling. Daar staan: bewaak jou hart, meer as enigiets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Kom ek lees hom weer. Bewaak jou hart, meer as enigiets anders wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Nou, baie keer sien julle op die opnames van ons preke die rooi beertjie. Hy het saam met my die pelgrimstog van hoop gestap. Ek en hy het nogal baie ure se tyd gehad om te gesels. En partykeer verwoord hy vir my iets wat die kinders sê. Ons gee vir elke kind in die gemeente so 'n beertjie as hulle gedoop word. Nou, Bernard de Beer het op sy maagie, soos julle op die foto gaan sien, 'n hartjie. En in die hartjie is die woorde: Jesus het my lief. Dis die heel belangrikste boodskap
wat 'n mens ooit kan hê, is om te weet dat Jesus jou liefhet, dat hy graag in jou hartjie wil bly. En daarom, as hy daar bly, dat jy 'n goeie hartjie sal hê. Maar Bernard het alle mense goeie hartjies. Hy sê hy dink nie so nie. Hy sê daar's mense met lelike hartjies. Mense wat ander seermaak en hulle goeters vat. En hulle sê lelike dinge. En sy ouma het altyd vir hom gesê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Bernard, nou wat maak ons met hierdie mense met die seer en die lelike hartjies? Hy sê dis sy ouma wat gesê het, Hugo, bel die polisie. Hy sê sy ouma het dadelik, sy oupa se naam is Hugo. En hy sê die polisie sal ons beskerm teen al die gevare in die samelewing. En as vyande wil aanval, dan gaan die weermag ons beskerm. En as die skelms gevang is, dan gaan die korrektiewe dienste hulle mooi oppas en weghou. En die brandweer en die noodhulpdienste, hulle help ons wanneer ons in ongelukke kom. Vandag wil ons vir julle dankie sê. Dankie vir jare van diens, baie medaljes getuig van 'n lang pad van diens. En ons respekteer julle, ons salieer julle vandag daarvoor. Ons sê dankie dat julle vir ons beskerm ook teen die mense met die slegte hartjies. Mense wat Jesus nog in hulle lewe het nie. Maar vandag sê die Bybel ook vir ons, dis nie net die ouens daar in die korrektiewe dienste se sorg wat slegte hartjies het nie. Die Bybel sê elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet baie mooi kyk wat in ons hart aangaan. Dit word geskryf in die vorm van 'n koninklike bevel om te sê jy moet kyk op grond van die hoogste gesag wat in jou hart aangaan. Ons moet reg kies in die lewe. Want soos Bernard se ouma gesê het, wat ons harte van vol is, daarvan gaan ons lewens getuig en gaan ons monde van oorloop. Een van die mooiste gebede, en ons sal nou by hom kom, is waar Dawid bid, gee my 'n rein hart, Here. Hou my gedagtes skoon. So volgens die tema is maar net, Here, help my om 'n suiwer hart te hê. Die Bybel praat met alle mense. En baie keer moet ons eers self in die spieël kyk, voordat ons dink, dis vir die ou langs my geskryf. Eerste gedagte volgens, nie alle mense het suiwer harte nie. Nou, daai hartjie het in die hande sommer modder. So 'n modderkoekie wat in die vorm van 'n hart gedruk is. Daar gooi ek nou naam weg ook. Goed, ons Here Jesus ken die hart van 'n mens. En hy het in Markus 7 vers 21 sê, ek hoop julle kan hom mooi lees hier, hy lyk hom groot genoeg, ja. Jesus het gesê, van binne af, uit die hart van 'n mens, kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, oorspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Al hierdie slegte dinge kom van binne af en maak 'n mens onrein. 'n Hart sonder Jesus is 'n slegte hart. Al daardie dinge wat Jesus hier genoem het, maak die mense rondom ons seer as dit die gedrag is wat ons openbaar. Wanneer Jesus nie die koning van my hart is nie, dan is ek koning. En baie mense wat Jesus nie ken nie, leef op so 'n manier dat hulle dink alles en almal is daar net om by hulle behoeftes uit te kom. Hulle sal op enigiemand trap om bo uit te kom in die lewe. Ons het ook gesê die Here het mense aangestel om wet en orde in 'n samelewing te handhaaf. Nou sê dankie vir elke man en vrou in die uniform wat dit gedoen het omdat hulle omgee vir mense. Omdat hulle wil beskerm die wat die Here in hulle sorg plaas. Omdat hulle bereid was om selfs hulle lewens te waag ter wille van ander.
Ons sê vanoggend vir julle dankie, ons gaan na die diens, of na die preek, ook vir julle 'n lied sing, om te sê dankie Here, vir julle en vir julle jare diens. Manne en vroue wat goeie hart het, wat graag die samelewing op 'n beter plek wil sien. Maar dis nie net die skelms wat slegte harte het nie. Ons teksvers waarsku ons moet ons eie harte oppas. Want dit wat in ons hart aangaan, dit bepaal ons hele lewe. As ek 'n slegte hart het, dan gaan ek slegte dinge dink en ek gaan slegte dinge doen. Dalk nie genoeg om my in die tronk te laat beland nie, maar my eie manier van dinge doen net ter wille van myself, dit maak die mense rondom my seer. Ek kan die lewe ook baie sleg maak vir die mense rondom my. Wanneer jy die hele tyd loop en kerm en kla oor alles wat verkeerd is, alles wat negatief is, bly raak sien. Wanneer ek regtig altyd met alles fout vind. Spreuke 15 vers 15 het nogal 'n belangrike boodskap vir ons. Daar staan dit, eeueoue wysheid, dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens. Maar die blymoedige mens, sy hele lewe is 'n fees. Gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens. As jy kies altyd op die negatiewe te fokus, dan gaan dit altyd sleg met jou. Dan sien jy alles wat verkeerd is raak. Maar blymoedige mens, iemand wat die Here liefhet, iemand wat die Here se vingerafdrukke in hulle lewe raak sien. So mense, hele lewe word 'n fees, ten spyte van die dinge wat uitdagend is. Jy het nie altyd 'n keuse oor die omstandighede in jou lewe nie. Maar jy het altyd, maar altyd 'n keuse hoe jy daarop gaan reageer. Bernard de Beer se ouma was reg. Dit wat sy sê staan in die Bybel. Jesus het dit gesê in Lukas 6 vers 45. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. En die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Jesus het dit gesê, later 'n spreekwoord by ons geword. En Jesus het gesê in die konteks van 'n vrugteboom wat goeie of slegte vrugte dra. En sê aan 'n vrugteboom sal aan sy vrugte geken word. Wat se vrug dra ek en jy? Wat leef in ons harte? Wat kom by ons monde uit? Daarom pas jou hart mooi op. Wees versigtig wat jy in jou hart toelaat. Soos my ouma altyd gesê het, moenie van jou hart 'n moordkuil maak nie. Leef met 'n rein hart. Kom ons gesels dan oor die rein hart wat vir ons 'n wonderlike lewe bring. 'n Baie belangrike vraag is sekerlik, waar kry ek 'n goeie skoon hart? Want ek kry nie my eie hart skoon nie. Julle het almal al gesien, ek was baie keer daar as klein seentjies in die modder speel. En hulle kom in by hulle ma se mooi sitkamer. En hulle vat so by daai handjies aan die meubels. Dan kan die ma's gewoonlik so 'n bietjie 'n verandering in gelaatskleur ervaar. En dadelik so 'n bietjie moeilik raak met die kleintjie. En as hy dan verboureerd raak met sy vuil handjies probeer om dit skoon te vee, dan word die gemors net al hoe erger. So werk dit in ons lewe ook. Wanneer ons nie 'n rein hart het nie, dan help dit nie ons probeer self ons skoon maak nie. Ons kan nie. Die groot ding is, elke mens het 'n geestelike hartoorplanting nodig. Geen hartchirurg kan sy eie hart vervang nie. Ons het Jesus nodig. In Openbaring 3 vers 20 het Jesus juis gesê, hy staan by die deur van ons hart en hy klop. Ons het die verantwoordelikheid om oop te maak, en as ons oopmaak, kom hy in. Kom verander hy ons van binne af, maak hy ons lewe 'n feesmaal. So baie van die Bybelse mense het vir die Here gevra, Here,
gee my 'n nuwe hart. Skep vir my 'n rein hart, kom verander my tot in die dieptes van my lewe. Een van die mooiste voorbeelde is Dawid, Psalm 51, waar Dawid gevra het, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees, gee vir my, maak my standvastig. En dit doen die Here graag. Paulus het vir ons gesê in 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Dis die werk wat die Here in ons lewe so graag doen. In Romeine 12 sê ons gees en ons gedagtes moet nuut word, sodat ons as nuwe mense kan leef, mense met rein harte voor die Here. As Jesus in ons hart woon, dan moet ons daardie hart oppas. Dit sê ons teksvers vandag. As Jesus in ons lewe is, as hy in ons hart woon, het ons 'n verantwoordelikheid om te kyk hoe ons gaan lewe hiervandaan verder. Ons kan nie aanhou dink op negatiewe maniere nie. Ons kan nie aanhou om wrokke teen mense te koester nie. Ons mag nie haat nie. Ons moenie planne maak wat ander mense gaan seermaak nie. Ons woorde en ons dade moet getuig dit wat ons hart van vol is. Die vrugteboom word aan sy vrugte geken. En as Jesus in ons harte is, moet Jesus liefde uit ons lewens uitstraal. As Jesus daar woon, moet ons nuwe mense wees. En daarom bewaak jou hart. Die koninklike opdrag van Spreuke 4 vers 23 sê, meer as wat jy enigiets anders bewaar, wat vir jou kosbaar is. Bewaak jou hart meer as jou nuwe motor. As daardie vulpen van jou oupa grootjie, daai suiwer goue Parker vulpen wat jy dalk ergens in die kluis het. Bewaar hom meer as jou jaggeweer. Bewaar dit meer as enige iets op aarde wat vir jou kosbaar is. Want uit jou hart uit ontspring jou hele lewe, staan daar in Hebreëus. Pas op vir al die negatiewe nuus wat inkom. Kyk mooi na dit wat jy toelaat om jou hart te bereik. Spreuke 27 vers 19 sê, soos jy jou eie gesig sien as jy in water kyk, so sien jy jouself in dit wat jy dink. Nou staan letterlik in Hebreëus, jy sien jouself in dit wat in jou hart aangaan. Nou na ons teksvers toe terug, om hom net toe te pas op ons elkeen se lewe. Dis 'n koninklike bevel. Jy moet jou hart oppas, want jou hart is vir die Here kosbaar. Daar's 'n belofte daarin. Uit jou hart ontspring jou hele lewe. Die beeld wat in Hebreëus gebruik word, is soos 'n fontein met lewende water wat vanuit ons harte opborrel en elke dimensie van ons lewe kom aanraak. Dit vloei na ons huwelike toe, om met liefde, met geduld, met deernis te werk, met die een wat saam met ons lewenspad stap. Dit vloei na ons werk toe, om met integriteit en met soeke na uitnemendheid in dit wat jy doen, jou beste te doen vir jou werkgewer. Een van die mooi Nuwe Testament beginsels is, doen alles wat jy doen, tot eer van die Here, nie soos vir mense nie. Dit vloei na ons gemeente toe, na mense wat 'n rein hart het, wat aktief besig is om die Here te dien met hulle gawes, hulle naaste so lief het, soos wat Jesus hulle lief het. Hulle maak dit 'n vreugde om deel van 'n gemeente te wees, wanneer mense met 'n rein hart hulle self aanbied, en sê, kom ons soek saam na die wil van die Here. Kom ons strewe na uitnemendheid in dit wat ons in die gemeente doen. Die hart van die mens is in die Bybel die sentrum van 'n mens se lewe. Dis waar jou wil, jou gedagtes, jou emosies en jou besluite woon. En daarom moet ons hart bewaak, meer as enigiets anders.
Nou moet ons net vanoggend vir mekaar vra, hoe doen ons dit? So 5 verskillende eienskappe van hoe ons harte gaan bewaak. Dinge wat die Here vir ons gee om ons hart suiwer te hou. Die heel eerste een is die woord van die Here. Vul jou hart gereeld met die woord van God. Die Bybel sê, Psalm 19 vers 11, ek het u woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sal sondig nie. Maak 'n hartjie vol met die Bybel, elke dag afspraak met die Here. Lees elke dag 'n paar verse, loop daaroor en dink. Die hele Psalm 1 is so mooi, dan sal jy soos 'n boom wees wat by waterstrome geplant is en vrug dra tot eer van die Here. Dink na oor die woord van die Here elke dag. Die tweede ene is 'n lewe van gebed. Ons harte word mooi gesond deur gereelde kommunikasie met die Here. Ons gebedslewe is so belangrik vir 'n gesonde hart. Daaglikse tyd saam met die Here, soos Dawid dit gebid het, ook in Psalm 139 vers 23 en 24. Toe hy sê, deurgrond my o God, deurgrond my hart. Ondersoek my, sien my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is en lei my op die regte pad. Bid daagliks, praat met die Here, vra vir hom voortdurend om vir jou 'n rein hart te skep. Dan die derde een is verantwoordbaarheid teenoor ander mense. 'n Geloofsvriend wat jy van tyd tot tyd gesels oor hoe dit daar binne gaan, die stryd wat jy stry om kind van die Here te wees vandag. 'n Omgegroep help ou verskriklik baie hierin. Maar dit is so noodsaaklik vir ou se geestelike lewe om aktief by 'n gemeente in te skakel, om verantwoordbaar te wees teenoor medegelowiges, om daar 'n plek te hê waar jy behoort, waar jy jou plekkie voluit uitleef tot eer van die Here. So wees deel van die geloofsgemeenskap. Die vierde een, soek maniere om die leuns met waarheid te vervang. Vervang die leuns met geloofswaarhede in jou lewe. Daar wat ek al baie keer sê, kry vir jou 'n gebedsjoernaal. 'n Boek waarin jy neerskryf dit wat die Here vir jou sê. Die beloftes wat hy vir jou gee. Die dinge wat jy in gebed mee worstel, wat jy vir die Here vra, Here help asseblief. En so 'n gebedsjoernaal het die wonderlike eienskap om 'n jaar of 2 later as jy terugkyk, vir jou 'n prentjie te wys van hoe die Here getrou was en hoe die Here jou deur moeilike tye begelei het. Hoe hy jou gebede beantwoord het. Skryf dit neer, vul jou hart met God se beloftes. Dan het die duiwel nie so vatkou plek in jou lewe nie. Die 5de een is om net aktief te vlug van die versoekings af. Soos ou Josef en mevrou Potifar daar in Genesis 22. Partykeer is daar versoekings op jou pad, jou hart se integriteit is op die spel. As jy enigstens agterkom, jy's in 'n situasie waar jou hart se suiwerheid bedreig word, vlug weg. Moenie die duiwel 'n vathou kans gee nie. Maak jou hart skoon. Mag die liefde van Jesus soos 'n rein bron water wees, wat uit jou hart opborrel en wat lewe bring en groei bring vir alles en almal rondom jou. Amen.